Goeiedag en welkom hier by Inspireer, waar ons inspirasie uit die woord van God uitkry. Lekker om saam met jou te kuier hierdie week, terwyl ons gesels oor die evangelie, vat nie verlof nie. So die evangelie van Christus, en selfs Jesus vat nie verlof nie. Hy sê hy slymer en hy slaap nie. So selfs wanneer ek en jy met verlof is daar 'n verwagting op ons, dat ek en jy nog steeds sal evangeliseer, dat ons nog steeds mense sal vertel van Christus, en dat ons hom sal wys. En veral nou is dit 'n tyd om sout en lig te wees, om smaak te gee aan hierdie wêreld. Nou, Christus gee vir ons die opdrag daarso in Matteus 28. Ek lees saam met jou in vers 19, sê hy: Ek wil hê julle moet iets vir my doen. Die wêreld is nou julle sendingveld. Gaan oral na almal toe en daag hulle uit om my sonder enige voorwaardes of verskonings te volg. As hulle bereid is om my met hulle hele lewe te volg, moet julle hulle doop op gesag van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So sal julle hulle inlyf om deel van God se familie te wees. Maar dan is julle nog nie klaar nie. Dan sê hy ons moet gaan en hulle leer. En dan sê hy verder, en hy sal saam met ons wees, dan vers 20, tot aan die volëinding van die wêreld. Jesus maak ons daai belofte, hy sal altyd saam met ons wees. Nou hier is 'n mondvol, maar dis 'n direkte opdrag van Christus af. Hy sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou. So Jesus het hierdie verwagting dat as ek en jy as gelowige met elke persoon wat ons te doen kry, moet ons ingesteldheid altyd wees, dien hierdie persoon die Here. En dit klink dalk vir jou, joh, maar ons gaan hom nou in iemand se keel afdruk, maar ons moet altyd bewus wees, altyd ingestel wees, en dit moet altyd ons hoofprioriteit wees, dat ek wil hê jy moet gesond wees, ek wil hê dit moet met jou goed gaan, maar bo alles wil ek hê jy moet 'n kind van God wees, want dan weet ek jy die ewige lewe. Ek weet jy's gered, ek weet jy's vry van die hel, ek weet ek sal jou eendag daarso sien. My topprioriteit is om seker te maak dat wanneer ek mense sien, dat ek weet en dat ek gerus is, dat hulle saam met my in die teenwoordigheid van Christus sal wees. So Jesus kom gee die opdrag hierso. Hy sê ek en jy moet konstant besig wees om disippels te maak. Nou hierdie opdrag, jy sal my nou nie glo nie, hou nou nie die 1 Desember op en hervat die 31ste Januarie nie, maar dit is reg deur. En ek het gister gesê, dis van die beste tye om vir mense te wys dat ek en jy gelowiges is. En hoekom sê ek hierdie? Ek weet nie of jy agtergekom het nie, maar die strande is soms 'n vertrapping. Die winkelsentrums, almal loop en almal vas en niemand kan in 'n reguit lyn loop nie. Ek weet nie of jy dit al gesien nie. En Mariah Carey speel die hele tyd en dit is so onnodig. Maar mense gee nie veel om nie. Mense stap voor mekaar en elke hou so gefokus net op sy eie ding en sy eie plek en hy moet geskenke koop en wanneer ek by die strand is, dan is dit net, weet ek het nou betaal vir hierdie vakansie. Dit voel vir my mense loop behoor mekaar. Mense sien nie mekaar raak nie. Mense neem nie mekaar in ag nie. En ek wil jou vra, kan ek en jy die verskil wees hierdie vakansie? Kan ek en jy daai persoon wees wat op die strand tyd vat om iemand te groet of om gaaf te wees met iemand? Kan ek en jy iemand 'n plek voor ons gee in die lyn om roomys te koop? Kan ek en jy vir iemand 'n spasie gee om te parkeer of wanneer hulle uittrek voor ons in te ry? Kan ons goed wees? Kan ons guns bewys aan mense, selfs in hierdie tyd? Kan ons vir hulle sê, weet jy, terwyl die wêreld hierso 'n gejaag is, gaan jy by my 'n rustigheid en 'n vrede en liefde terwille van Christus ontvang. Mag dit ons ingesteldheid wees hierdie feeste, en ek wil vir jou sê, die mense wat retail werk, kom ons wees goed en gaaf vir hulle. Ek kan myself nie indink om met ongeskikte kliënte die hele Desember lang te werk nie, en mense wat kla oor alles en nog steeds 'n glimlag op te sit. Ek wil jou vra, al is hulle nie vriendelik nie, wees vriendelik met 'n kassiere. Die ou wat jou petrol ingooi, die joggie, wees vir hom gaaf, koop vir hom 'n koeldrank. Die mense wat jou ondersteun, wat jou bystaan in die winkelsentrums, wees vriendelik met hierdie mense. Daar's 'n toeloop van mense en ek kry hulle innig jammer eintlik. Maar ek wil jou vra, kom ek en jy wees die verskil hierdie Desember. Kom ons maak dat mense met 'n soetsmaak in hulle mond aan die einde van hierdie Desember, selfs die wat moet deurwerk, selfs die wat deur moeilike tye gaan. Ek dink aan ons verkeer, ons polisie, ons ambulanse. Hierdie mense, kan ek en jy vir hulle bid, kan ons guns aan hulle bewys, kan ons vir hulle goed wees ter wille van Christus. Kom ek en jy gaan wees sout en ons gaan wees lig. Kom ons bid saam. Here, dankie vir net 'n nuwe bewussyn, Here, dat daar mense is wat Jesus moet leer ken. Dit is ons gebed, Here, dat ons so sal leef, sal optree, sal praat en sal doen. Here, dat mense U op 'n nuwe, 'n bonatuurlike en ek wil sê 'n radikale manier sal leer ken. Mag mense U liefde beleef deur hoe ons hulle hanteer. Mag dit ons ingesteldheid wees hierdie feestyd, Here, dat my vakansie gaan nie oor my nie. Here, maar dit gaan oor U. Ek eer U daarvoor, Here, dankie dat ons met vakansie kan gaan, dat U nooit met vakansie gaan, Here, maar dis ons begeerte vandag, dat ons selfs daar waar ons rustig is, verskil sal maak. Ons eer U daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Alsy,
Mag jy 'n fantastiese dag hê. Ek sien uit om jou môre weer te sien. Selfde plek, selfde tyd. Tot dan. Totsiens.